kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Come on. For yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Forever. For yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. For yours Is the kingdom yours? is the power, yours is the glory Forever, amen. Kom ons sê dit weer vir hom. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. Lord, we worship you. You are wonderful, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Vader, ons word bewus van die soete teenwoordigheid in ons midde, Here. Wat 'n wonderlike voorreg om God te kan ken. Here, Paulus sê, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Here, ons het in hierdie liedekeuses wat ons vanmôre gesing het U vir ons gesê, ons moet die autoriteit begin opneem. Ons moet begin spreek wat God se woord sê. Ons moet die leuen begin teestaan, ons moet siektes in ons lewe, Here, moet ons begin uitdryf. Ons moet Jesus se naam uitroep. En ons is vanmôre hier om hierdie groot God te aanbid. Want sy goedheid en sy guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Dankie Koning Jesus dat U ons Vader in die hemel is. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek wil vra, kan julle daai ou liedjie sommer net so uit die face uit speel? Surely goodness and mercy. Ek weet nie of u weet nie, God is goed vir my. Ek weet nie of ek weet nie, maar God is goed vir jou. Ek weet nie of jy weet nie, maar God is goed vir ons. Kan jy vanmôre vir hierdie goeie God 'n hartlike handeklap gee in Jesus se naam? Prys die Here, man. Kom ons sing Surely Goodness, ken julle hom? Ou liedjie, Surely goodness and mercy shall follow me. Hæ? Surely goodness and mercy. Daai is 'n ou liedjie man. Dan sing hom. O nee, toe maar nie hierdie. Enigste lied wat ek ooit in my lewe vra en dan kan hulle dit nie speel. Hulle speel net al hierdie moeilike goed, maar die maklike ou goedjies lyk my is nie vir hulle bedoel nie. Prys die Here. Sing enige ander, sing daai lied weer van die goedheid van God. Ek het net die Here se salwing erg daar beleef. Thank you Jesus. Kom ons erken net sy goedheid vanmôre. Arabasset alabashendo. Jy laat die salwing net move. Jy sê dit vol. Oh Lord Jesus. Never fails me, Jesus. Yes, your goodness, oh God. Overwhelm me, Jesus. Overwhelms me, the goodness of the Lord. He is always
jou nooit faal nie. Almighty Jesus. Kom sê dit vir hom. Self the Lord never fails me, the goodness of the Lord overwhelms me, the goodness of the Lord is always true. Mighty Jesus. Vader, ons kan net erken dat die goedheid, Hemelse Vader, volg ons. En die woord van die Here sê, dit gaan ons verby, sy seëninge. Want in die boek van Maleagi sê dit, dat die deurbreker sal voor jou uittrek. En die koning agter die deurbreker mag God heel vooraan. Breek die deur in ons lewe, Here, in elke faset, in elke krankheid wat daar is, breek die deur, in elke leuen wat die duiwel vir ons vertel, in elke misverstand wat hy in ons harte probeer skep. Here, ons leef, want Christus leef tot in ewigheid, en hy het aan ons die lewe gegee, en ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Sal U vanmôre stil staan by elke dierbare wat opgetrek het na die huis van die Here, en sal U net die koninkryk vanmôre weer eens in ons lewe bevestig, en dit in ons lewe laat kom, Here, dat ons U koninkryk kan uitbou op aarde, want Here, ons ken die koning van die koninkryk, en hy gaan kom om sy kinders te kom haal. Ons eer U daarvoor en ons loof U, Here, in Jesus se wonderlike en groot en koninklike naam, en ons dank U daarvoor, Vader. Amen. U kan die sitplekke neem, prys die Here. Kom ons gee vir die wonderlike mense hier voor 'n hartlike hande klap. Môre die teenwoordigheid van die Here so kenlik ervaar. Het u die Here ervaar vanmôre? Prys die Here. Ja, dit reën daar buite. En party ouens dink as dit reën moet hulle nou nie kerk toe kom nie, maar ek is so bly julle is hier, hoor. Prys die Here. Is julle harte nog gelukkig? Is julle bly julle ken Jesus? Terwyl hulle so sing in die teenwoordigheid van die Here, en hierdie klomp jong mense sing so uit hulle harte uit, en ek sien net hoe Pastor Anton hulle so in die Here se gees verloor, dan is dit vir my so lekker om dit te sien. Prys die Here. Wie van julle die Here vanmôre so ervaar hier in sy teenwoordigheid? Prys die Here. Ons het gister die senior burger afsluiting gehad, en ag, daar was baie ou mense. Daar was net een ou wat nie oud was nie, en dis ek. Ek kan nie verstaan nie, die ander loop stadig. Hulle staan moeilik op. Nee, ek ook. Maar ons het 'n wonderlike tyd so in die Here gehad, en dit was lekker. Baie dankie vir almal wat 'n deel daaraan gehad het, vir Christus met al haar reëlings, pas so Suintjie wat dan ook so die goue jare bediening begelei, en Connelly en Clinton, en jy moet nie Suid-Afrika toe kom, as hierna toe kom vir hulle werk hier, hoor. So, hulle het gister alles daar gereed gekry, Martin hulle wat al die goed aangery het. Ag, my eie werker op die plot wat klomp goedjies gedoen het, Justina en Evelina. Wat 'n wonderlike voorreg dan om net daarin te stap en te sien hoe dat die Here se gees dan ook so daar teenwoordig was. Ons het 'n geseënde tyd in die Here gehad. Ons het nou gesien die 30ste, daar staan op die advertensietjie gemeente afsluiting. Nou dis nie heeltemal die regte woord nie. Dis gemeente afsluitingsfunksie. Want ek is bang jy dink die gemeente sluit af daardie dag, en dan kom jy glad nie meer kerk toe vir die res van die maand nie, hoor. So, moet nou nie daai triek trek nie, want dit gaan nie werk nie, daai kite gaan nie vlieg nie. So, ek weet jy gaan bietjie, hier is van julle wat weggaan, maar hier's baie van julle wat nie weggaan nie. So, almal wat nie weggaan nie, waar sien ons julle? By die kerk. Hoekom? Want is lekker hier. OK, prys die Here. Waar's dit lekker? Hier's dit lekker. Prys die Here.
So baie welkom julle, ons dank die Here vir sy goedheid en sy guns. Wat 'n voorreg om die Here te kan ken. Ek gaan vanmôre vir jou, ek gaan voortbou op laasweek se boodskap. Nie in dieselfde verse en dieselfde geskiedenis nie, maar ek gaan vir jou ander beginsel uithaal vanmôre wat ek wil hê jy moet weet, dis wat die Here vir my gegee het. So as twee boodskappe hier wat so hand aan hand loop, is verlede week sin en vandag sin. So jy kan jou Bybel vir my oopmaak in die boek van 1 Samuel. 1 Samuel die 16de hoofstuk. 1 Samuel 16. Is julle bly vir die reën? Ek is so dankbaar want die Here is goed. Elke keer wat dit reën, hoef ek nie gras na te spuit nie. Ja, ek moet wel sny, dit is so. Maar al die besiende mense het gesê, volgende Saterdag gaan hulle almal kom. Daar's so 4 hektar gras wat jy moet sny. So hulle gaan vroeg die oggend kom. Hulle het gesê hulle wil dit net doen voor dit warm is, so hulle gaan 6 uur al daar wees. En daar is 'n paar masjiene, dan gaan hulle help dat ons dit kan doen. So dan gaan ons sien wie, dan gaan ons die kaf van die koring skei daar, né? Sal kyk wie kan en wie kan nie. Nee, moenie bekommerd wees nie, ons is uitgesort daaroor. 1 Samuel 16 en ek gaan vir jou vers 1 lees. 1 Samuel 16. Daarna sê die Here aan Samuel: Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het, om koning te wees oor Israel? En ek wil hê jy moet baie mooi kyk na hierdie vers. Hierdie vers sê, God sê nie, want God verwerp nie mense nie. Dis ons wat God verwerp. Maar God verwerp vir Saul in die ampt van koningskap, want dis wat hier staan. Kom ons lees dit weer. Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isai die Betlemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Ek het laasweek vir jou bedien rondom vasgevang, dit was die tema, tussen jou gisters en jou môre. Ek wil vanmôre hierdie boodskap titel Blokkasies op jou roete. Want almal van ons is op pad iewers heen. En ek het vanmôre 'n lekker verrassing gekry. Ek bly so half in die middel van Lavender tussen die onderste poortpad en die poort. So ek is half in die middel daar en elke dag van my lewe ry ek onderom, want die verkeer by die poort is altyd baie erger as daai kant om, en ek besluit vanmôre omdat dit reën, kan ek nie links uitdraai daar by ons huis nie, want daar's te veel modder in die pad en na die reën, en ek besluit ek sal maar regs omry. En toe ek by die robot kom, toe besluit ek, hoor hierso, ek gaan sommer vandag deur die poort direk ry, so ek gaan nou daai pad omry om hier by die kerk uit te kom. En net toe ek daar by Junction kom, toe staan daar 'n verkeersman in die middel van die pad saam met sekuriteit en hulle keer ons voor en hulle sê, julle moet omdraai, julle kan nie hier oor die brug gaan nie, dit klink vir my daar 'n kar teen die brug afgery of iets. En daar kry ek 'n lekker blokkasie vanmôre in my roete. En my beplanning was om lekker 8 uur of net na 8 hier te wees, en ek kon nie 8 uur wees nie. Hoekom? Want daar was 'n blokkasie op my roete. Ek moes omdraai en nou lang pad omraai en nou dubbel lang pad ry om by die kerk uit te kom, en dit het die tydsbestek van my beplanning geaffekteer. Blokkasies op jou roete. Nou, ons het verlede week gekyk en gehoor hoe Samson, en wie van julle kan verlede week se boodskap onthou? Prys die Here. Ek het 'n klomp ouens, wat my bietjie bekommerd maak is, almal wat met my gepraat het na die tyd, en 'n klomp ouens met my gepraat het sê, ja, die verkeersknoop was kwaai. Nou, ek wil nie vir die verkeersknoop vashak nie, dit was net die inleiding. Okay, jy moet die res van die preek ook onthou. Want dit gaan nie net oor die verkeersknoop nie, maar dis die beginsel, né? Jy raak vasgevang, jy raak gestak. Iewerster tussen jou begin en jou einde, en jy kan nie vorentoe nie, jy kan nie agtertoe nie. En as 'n rede iewerster vir dit, dat die verkeer, die baan waarop jy is, of die pad waarop jy ry, het 'n blokkasie in, en dit maak dat jy nie kan uitkom waar jy wil uitkom op die tyd wat jy moet kom nie.
So ek het verlede week het ons gehoor hoe Samson van geboorte af, en julle, dis 'n belangrike beginsel om te verstaan, dat Samson van geboorte af, hoor mooi, deur God afgesonder is met 'n spesifieke doel. Daai sinnetjie moet jy nie vergeet nie, want dis die kern van alles verlede week. So met ander woorde, die Bybel leer ons dat God skep Samson met 'n spesifieke doel om sy plan vir daardie tyd in die geskiedenis van Israel te vervul. Nou ek weet nie of jy besef vanmôre nie, ek en jy is op 'n tyd soos hierdie in Suid-Afrika geplaas om 'n verskil hier te maak met 'n spesifieke doel om sy koninkryk nou uit te brei. Jy kan nie by dit verbykom nie, jy's nou hier, jy lewe nou hier. Maar wat doen ons? Ons fokus die hele tyd op al hierdie negatiewe dinge wat ons elke dag aftrek en kontamineer, en ons kyk na al hierdie dinge, maar ons vergeet eintlik dat ek en jy kan 'n verskil maak. Ons kan iewerster iets doen om die situasie te verander as ons net ons fokus wegdraai van die probleemkant af en begin kyk na die oorwinningskant toe wat in Jesus Christus vir my en jou is. So Samson word letterlik afgesonder met 'n spesifieke doel. God se plan, God se doel met sy lewe was so belangrik, hoor nou mooi, dat God self die engel van die Here 2 keer aan Manoag se vrou laat verskyn het met voorskrifte van heiligmaking ten opsigte van hierdie seun wat nog nie daar was nie, maar wat gebore sou word. So die Here kom, hy gee sy engel, en die engel sê vir die vrou van Manoag, jy is onvrugbaar, jy gaan 'n seun baar, ek het 'n plan met daai seun, maar jy moet jou voorberei in hierdie swangerskap, want daar sekere dinge wat jy moet doen. Jy mag nie wyn drink nie, sorry vir julle dames, jy mag nie sterk drank drink nie. Hy sê vir haar 'n klomp goed van heiligmaking wat sy moet najag. So, luister mooi. In Rigters 12, so wat sê die Bybel daar? Hoor wat sê die engel, wat sê die engel vir hierdie vrou? Hy sê, nou kom die engel sê vir die vrou, dit is wat jy moet doen, dit is wat gaan gebeur. Nou kom sy by haar man en sy sê, die engel het aan my verskyn. Nou sy half skepties, hy sê as. Wat het hy gesê? Nou sê sy vir hom, wat vir my baie kwaai is, nou gaan Manoag na die Here toe. En hy sê vir die Here, Here, laat tog die engel wat aan my vrou verskyn het, weer 'n keer aan ons verskyn. So jy kan die Here vra dat hy jou weer 'n woord gee, dat hy jou weer 'n keer lei, dat hy jou weer 'n keer vir jou bevestig in dit wat jy ervaar en voel wat jy moet doen. Manoag vra die Here, sê vir my, Here, stuur net hierdie man weer. En kyk wat gebeur daar, vers 12. Hy sê, nou kom die engel van die Here, ontmoet weer met die vrou in die veld, en sy los hom net daar. Sy sê, wag net hier, ek gaan net my man haal. En sy gaan haal haar man, en hier kom Manoag, en hoor wat sê Manoag vir die engel. Hy sê, wat moet die kind se leefwyse, en wat moet sy werk wees? Manoag vra die engel van die Here uit oor hierdie toekomstige geboorte, wat nog nie daar is nie, want die vrou is kinderloos, en die Here het gesê, sy gaan 'n kind hê. Nou vra hy in geloof, en hy sê, wat moet die kind, nommer 1, sy leefwyse en sy werk wees? So wat moet sy leefwyse en sy werk wees? Jacques, as jy 'n bietjie hard is, kan jy 'n bietjie aftrek, hoor. Ek hoor hom, hy weer galm bietjie. So, kan jy sien, jy het 'n werk wat jy moet doen, en ek en jy het 'n leefwyse wat ek moet doen. Ek kan nie lewe soos ek wil, en dink ek gaan die werk wat God vir my beplan het, volbring nie. Jou leefwyse komplementeer die werk wat God jou voorgeroep het. Is julle by my? So daarom is dit noodsaaklik om te verstaan, in my leefwyse moet ek my lewe so lei, dat
die werk wat God vir my beplan het, in my lewe kan volbring. Anderster gaan dit nie gebeur nie, want die een komplementeer die ander een. Wat is die kind se leefwyse en wat is sy werk? So wat vra hy vir hom? Hy sê, Here, hy sê vir ons presies hoe ons, ek en my vrou, hierdie kind moet groot maak en wat presies is die werk waarvoor u hom geskep het. So kan jy sien, God sê hier, ek het hom geskep vir 'n spesifieke doel. Dan sê God vir hulle, hy moet heilig en as 'n Nasareer afgesonder word, sodat die Gees van God oor hom kan kom, sodat die Gees van God deur hom kan werk. So God wil oor jou kom en God wil deur jou werk om sy plan, sy werk wat hy vir jou lewe het te vervul. Ek en jy kan nie die werk van God in ons lewe volbring sonder die Heilige Gees se krag nie. Daar's nie 'n manier nie, julle. Jy kort die teenwoordigheid van die Here in jou lewe, jy kort die krag van die Heilige Gees. So, Manoag vra vir die engel, sê ons presies, hoe moet ons hierdie kind groot maak? Ons wil nie foute maak nie, ons wil weet wat verwag jy van ons. Dan sê God vir hulle, heilig hom, hy sal 'n Nasareer wees. Maar iewers, in Samson se lewe, nou word die kind gebore en hy word groot en die Bybel sê en die Gees van die Here was met hom. Nou word hy groot en iewerster in sy lewe, in Samson se lewe, raak hy vasgevang tussen sy ligsinnige verlede, sy ligsinnige leefwyse amper, en die God gegewe doel. So Samson kom op 'n plek waar hy buite orde raak met sy heiligmaking. Kan jy sien? En dit affekteer God se beplanning vir sy lewe en die werk wat God vir hom voorbeskik het. Hy verloor visie, hy verloor perspektief, hy verloor God se teenwoordigheid uiteindelik en die Gees van God verlaat hom omdat sy koninkryksprioriteite versteur word deur die sondes in sy lewe. Julle, ek het nou vir jou gelees dat die Gees van die Here, ons sien dat God Saul aanstel as koning oor Israel. Het God hom aangestel, ja of nee? Ja, hy laat hom uitkom, hy laat Samuel gaan, hy laat hom salf, en hier staan hierdie man kop en skouers uit, bo die res van die volk, en almal sien hom. En Samuel sê, daar is julle koning. Maar wat gebeur met Samuel? Deur sy ongehoorsaamheid verloor hy die teenwoordigheid van die Here en word die roeping wat op hom is afgesny en oorgegee na iemand anders toe, kan jy sien. So, ons moet nie die roeping van God op ons lewe verloor nie. Jy moet seker maak dat, en mense, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, want die onderskeid, wat moet ek doen, waar moet ek wees? Ek gaan vir jou nou net 1 of 2 skrifte gee om vir jou te bevestig, wat is jou verantwoordelikheid rondom dit. So hoor mooi, hy verloor visie, hy verloor perspektief en uiteindelik verloor Samson die Heilige Gees. Samson steek vas, iewers op sy lewenspad, tussen sy gisters en sy môre, omdat hy as gevolg van die druk van die lewe ongehoorsaam raak teenoor God se skepingsdoel en dit verontagsaam. Die Here het vir hom gesê, daar mag nie 'n skeermes oor jou hare kom nie. Dit was 'n gelofte wat gemaak is van die moederskoot af. En daardie gelofte was derentyd gedra in sy hele lewe en niemand het besef dat die feit dat sy hare so groei, dit is die ooreenkoms tussen hom en die Here, dat die krag van God op hom sal rus. Maar wat doen hy? Hy raak verstrengel in 3 verhoudinge wat eintlik sy lewe ruïneer. 3 verhoudinge wat jy kan gaan sien is verhoudinge buite God se wet, is verhoudinge wat nie keus is nie, en éventueel tas dit Samson se totale funksionering aan. Ongehoorsaamheid teenoor God, sy eie belange voor God se belange wat hy stel. Verkeerde vleeslike verhoudinge waarin hy gaan veroorsaak dat hy vasval in die lewe en so God se doel verontagsaam. So ongehoorsaamheid teenoor God. Sê 'n bietjie ongehoorsaamheid. Sê dit weer.
ongehoorsaamheid teenoor God lei tot sonde en dit blokkeer God se plan in ons lewe. So as ek in sonde bly lewe, as ek ongehoorsaam is aan God, sal dit die roete affekteer waarop ek is om God se plan vir my lewe uit te voer en dit te vind. So ons sien dit baie duidelik. Satan is die dryfveer agter alles. Hy's die misleier en hy's 'n verleier. So wat doen hy? Hy het gehoor wat gaan God met hierdie kind doen. Hy het geweet wat gaan God met hierdie kind doen. Maar wat wil hy doen? Die duiwel wil Israel so lank as moontlik in daardie onderdrukking of in daardie onderdrukte posisie hou wat hy hom gehad het. En julle, is dit nie maar in ons lewe ook so nie? Baie keer gaan ons deur hierdie absolute verdrukkinge en hierdie goed. Hoekom? Want hy probeer jou terughou. Hy wil nie hê jy moet jou identiteit in Christus vind nie. Hy wil nie hê jy moet jou doel in Christus vind nie. Hy wil nie hê jy moet doen wat God wil hê jy moet doen nie. Hy wil nie hê jy moet doen wat God jou voor gemaak het nie. So wat doen hy? Hy bring allerhande struikelblokke op jou pad. Dis hoekom Jesus sê, en almal wat God vrugtig wil lewe, sal vervolg word. So met ander woorde, vervolging gaan kom. Stryd gaan kom. Want die duiwel wil nie hê jy moet God se plan vir jou lewe vind nie. So sonde en hoofsaaklik ongehoorsaamheid aan God lei tot 'n blokkasie in God se plan vir ons lewe. Maar ek sien in die Bybel ook ander faktore wat letterlik blokkasies op hierdie roete kan veroorsaak. Dis nie noodwendig sonde nie, dis nie noodwendig ongehoorsaamheid nie, maar as ook ander dinge wat hierdie pad wat ek en jy moet loop met God kan blokkeer. Dinge wat vir my dikwels onverstaanbaar is, dinge wat in jou lewe gebeur wat jy nie kan verklaar nie, goed wat jy nie weet hoekom dit is nie, en dan is jy in hierdie posisie en uiteindelik weet jy waar jy moet gaan, maar jy kan nie in jou wildste drome sien hoe gaan jy daar uitkom nie, want hier's net te veel dinge wat teen jou tel. Nou, wie van u het al sulke dinge in jou lewe beleef? Jy's op pad iewers heen met God, maar dan kry jy al hierdie dinge wat die hele tyd met jou gebeur en jy loop hierdie pad en jy sien, ja, maar hoe Here, dis wat U vir my gesê, dis my belofte, dis wat U vir my gegee het, maar ek kan nie sien dat ek daar kan uitkom nie. Nie waar ek nou is nie. Wie van julle ken dit julle? En julle, daai ding vat baie keer tyd. Dit vat baie keer tyd om deur dit te gaan, né? So, sonde is nie noodwendig die enigste faktor wat ons blokkasies op ons pad gee nie. Daar is ander faktore wat my en jou roete kan blokkeer en ons loop na ons visie toe of God se plan vir ons lewens toe kan ons terughou. In 1 Samuel 16:1 staan: Daarna sê die Here aan Samuel: Hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou nou. Kyk na die woorde. Daar's nie een woord in die Bybel verniet nie. Wie stuur? Wie word gestuur? Samuel. Wie stuur hom? God. Ek stuur jou wanneer? Ek hoor nie. Nou. So kan jy sien, daar is 'n uur en dit is nou. So as jy die Bybel lees maar wat daar staan. Okay? Elke woord het 'n betekenis, elke woord het 'n doel. En dit is hoekom jy partykeer 'n skrif lees en dan sien jy niks en dan lees jy oor 3 maande dieselfde skrif en dan sien jy iets. Hierdie hele naweek al, eintlik vir 'n geruime tyd al, is ek besig met om met Dr. Sonja Kok te praat oor die godheid in die wese van God, want ek sien net heeltyd daar in die gesprekke wat ons het, daar's goed is nie duidelik daar nie, en ek begin met haar praat oor hierdie goed, maar nou is dit sommer op WhatsApp, en baie keer raak hierdie WhatsApps bietjie lank, en ek bly met haar praat, en dan kom sy terug, en sy kom terug, en gisteraand toe kry ek weer 'n ding, en ek besluit net, Here, hierdie ding moet ek uitsorteer, en die Here lei my net om hierdie goed te skryf, en ek skryf daai goed een na die ander, maar in die gebroke plek wat ek het, hanteer ek hierdie goed en éventueel kom sy terug en ek sien dat 'n lig deurgebreek in haar lewe en sy sê, nou verstaan ek vir die eerste keer. Sy sê, en vanaand het ek die eerste keer gegaan en ek het God in sy eenheid aanbid en ek het voor hom gebuig en sy sê vir my, dankie, my oë het oopgegaan. Vandag verstaan ek, daar
is geen ander God behalwe die Here in die hemel nie. Hy het homself geopenbaar as Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is die koning van die koning. Hy sit op die troon en hy regeer tot in ewigheid. En ek dink, Here, sy sê daar so baie dankie dat jy nie moed opgegee het nie. Nou ek gee nie, julle weet, iemand het eendag my gesê oor Jesus is 'n regte bulldog. As jy ja, so nors ook baie keer seker. Maar as jy gebyt het, los jy nie. Okay? As jy gebyt het, los jy nie. Nou julle, as ek gebyt het en ek sien daar's potensiaal, gaan ek jou vat. Okay, ek gaan jou vat. En ek gaan by jou hou en ek gaan by jou bly. Hoekom? Want jy moet iets verstaan. Daar's woord, daar's skrif. En baie keer is ons verstrengel in ons paradigms. Hoekom? Want jy het so groot geword. En jou ouma en oupa het so groot. Weet jy hoeveel mense het al vir my gesê met betrekking tot die doop? Wil jy nou vir my sê, ek moet my laat doop? Wat van my ouma en my oupa? Wat van die Khoisan wat deur in die Noord-Kaap bly, wat nog nooit dit gedoen het nie? Dan sê ek, weet jy, die Here sê vir jou, jy moet dit nou doen. Okay? Hy sal hulle self uitsorteer. Want hoe kom my oupa en my ouma? Julle, ek kan nie verantwoordelikheid vir my oupa en ouma vat nie. Hoe weet ek wat was hulle deel? God praat met almal, hy deel met almal, maar ek en jy wys God af. Okay? Ek moes opstaan, die enigste een, alleen in 'n familie, uit die gereformeerde kerk uit, om te sê, Here, ek wil gevul word met die Heilige Gees. Ek wil groot gedoop word in Jesus naam. Hoekom? Want ek het God in my lewe ontdek, man. En julle, dis jare terug. En vandag dank ek die Here dat ek hy besluit. En weet jy wat gebeur die oomblik toe ek dit doen? Kyk, my broer het al die jare gesê, nee man, hierdie stories van julle is sommer 'n klomp nonsens. Ek dien die Here en hy die Here probeer dien daar waar hy was. En ek het maar net altyd gebid en sê, ag Here, maak net sy oogies bietjie oop. En tot op 'n dag, toe gebeur daar iets, hy word siek en niemand kom by hom uit nie. En hy woon die koninkrykskursus by, die hele disippelskapskool. Hy nou Spikkelskootse hier onder van die munisipaliteit is in dieselfde klas. Die Here se Gees begin met hom werk. En toe klaar is met daai kursus, toe sê hy vir my, ek is klaar. Vandag verstaan ek dieper diepte in God se koninkryk. Jy doop my in Jesus naam tot die afwassing, die vergifnis van my sonde. En ek het hom gedoop in enkele jare daarna, toe sy dood aan MS, waar sy hele lewe kind van die Here van hom ontneem was deur hierdie wêreld. So luister baie mooi, ek en jy moet verstaan, God het 'n plan met jou. En al is dit individueel met mense, moenie jou mond toehou nie. Praat met mense. Baie van ons kan lekker grappies vertel daar by die werk. Kom aan, partyke ek kan dit nie regkry nie, want ek is nou nie so charismatiese ou nie, maar party ouens kan lekker grappies vertel. Tini, pastoor Tini, kyk, hy kan grappies vertel hoor. Maar hy kan baie geestelike goed ook vertel, maar hy kan 'n grappie vertel. En hy die goed kom net van self. My skoonpa is ook so. Hy sal daar sit en dan het hy so 'n flou grappie en dan lag almal vir hom. Dan vat ek hy selfe grappie en dan vertel ek hom en lag niemand nie. So, toe het ek besluit hoor ek vertel nie grappies nie. Ek sal maar die gospel vertel. Okay, want dan luister hulle vir my. Okay, so hoor baie mooi. Ek het hom verwerp om koning te wees oor Israel. Ek stuur jou nou na Isai, die Betlemiet. Want ek, kyk die woordjie ek, God sê ek. Want ek het onder sy seuns vir my. Ek stuur jou. Ek het vir my nou 'n seun uit Isai se seuns gekies om vir my koning oor Israel te wees. So, wat doen God? Hy kies iemand wat hy wil vir die werk wat hy graag wil deurvoer. So kan jy sien, Dawid se calling het niks met Dawid te doen nie. Dis nie Dawid se goedheid nie. Ek wens partykeer ons kan hierdie ding in ons koppe kry. Jy word nie moderator van 'n kerk omdat jy dit aspireer nie. Jy word 'n moderator van 'n kerk omdat God jou gekies het. Ongelukkig as baie human interventions, goed wat tussenin tree in menslike dinge wat gebeur en dan voeter dit baie keer die rigting en die roete op. God het jou gekies. Jy sit in daai posisie by die werk met 'n spesifieke doel. Jy moet Christus se liefde demonstreer. Jy is waar jy is, want God het 'n plan met jou waar jy is. Hy wil jou gebruik. Daar is iemand wat die evangelie moet hoor. En ek en jy moet dit verstaan vanmôre. So die Here roep jou nou vir 'n tyd soos hierdie.
Saul steek vas as gevolg van sy sonde in sy lewe, maar God het klaar 'n jong man voorberei agter die skape wat hy voorbeskik het met die doel om koning oor Israel te wees. So God kies dit. Dis nie Dawid wat dit kies nie. Dit is God wat dit voorbeskik. Daar's 'n verskil tussen Dawid wat sou kies en God wat dit voorbeskik. Hy het dit voorbeskik. God het dit voorbeskik dat ek 'n predikant sal word. Hy het dit voorbeskik. Ek het jare gelede toe ek nog gedink het ek wil ryk word in besigheid, het ek 'n baie kwaai fast food outlet in Sunnyside gehad. Daai jare kon jy nog in Sunnyside beweeg. Die onderwyskollege was net so oor kan die plek. En ek het 'n vernoot gehad en die vernoot het sy ma was verskriklik lief vir ons. En ek weet nie wat besiel die tannie nie. Maar sy gaan een of ander tyd na 'n waarseer toe. Die ou staan op iewers op 'n parkie geparkeer en sy ry daar verby en hy wil sy ry daarin. En sy vra vir die waarseer, wat gaan gebeur in my lewe? Nou, julle moet asseblief nie daai triks trek nie, want dit is teen God se wil. En daai vrou met haar ou balletjie wat daar sit, sê vir haar twee dinge. Sy sê, daar's twee seuns in jou lewe. Sy sê, die een gaan baie ryk word. Sy sê, maar die ander een gaan 'n predikant wees. Ons het in besigheid. Ek het in my wildste drome nie enige begeerte daai tyd om 'n predikant te wees nie. Want hulle ry ou karre, hulle dra stukkende skoene, hulle ry ou vollas. Okay, ag julle verskoon my, daai tyd het ek almal 'n sportskar gehad. So, Here, predikant. Ek sê tannie, ek sê hy vrou lieg vir jou man. Hy vrou het gelieg. Daar's nie 'n manier nie. En wat gebeur? Anton maak geld. En Henry land op in die bediening. Maar ek het nog nooit in my lewe stukkende skoene gedra nie. Ek het nog nooit in my lewe 'n rabbieskar gery. Ja, miskien in die begin het ek so 'n bietjie gesukkel. Maar God was altyd met my. En sy goedheid en sy guns het my gevolg oral waar ek gegaan het. Hoekom? Want God doen beter vir sy kinders as wat die wêreld vir jou kan doen. As jy net sy beginsels nakom. So hoor wat sê hy vir hom. Sy maak jou klaar. Ek het iemand voorbeskik. Ek het vir my 'n koning uitgesoek onder die seuns van Isaï. Net soos in Samson se lewe kies God 'n ma, en dit moet jy ook verstaan. Ons hak baie keer vas by ons mammas en ons pappas. Weet jy hoeveel mense het ek al deur my kantoor gehad wat sukkel met hulle pappas en hulle mammas? As gevolg van die chol wat die ouers aanvang. Okay, mag jy sê chol nie, kom ons sê nonsens. Okay? Hulle hak vas. Daar's nie 'n verhouding nie. Ek het laasweek weer met 'n vrou gesit. Ek is geïrriteerd. Ek sê, okay, sê my bietjie, wat is jou grootste issue in jou lewe? Nee, dit is my grootste issue. Jou grootste issue kan nie jou ma of jou pa of jou seun of jou dogter of die kerk of die gemeente of die pastoor wees. Jou issue is in jou hart. Dit sê die Bybel. So sort jou hart uit. Sort jou hart uit. Dan gaan jy vorentoe gaan. Dan gaan jy God se guns op jou lewe sien. So wat sê die Here vanmôre vir ons? Hy sê ek het Samson gekies uit 'n spesifieke pa en uit 'n spesifieke ma. Net so het ek Dawid gekies uit 'n spesifieke pa en uit 'n spesifieke ma om in hierdie era te doen wat ek wil hê hy moet doen. So, hoekom? Want God het 'n produk gesoek. Wie van julle het al twee verwe se klere bymekaar gegooi en dan kry jy 'n ander kleur? Kom aan, het julle dit al gesien? Nou, dis hoe dit werk. God soek 'n spesifieke kleur. Hy soek 'n hy gooi toner, hy gooi 'n spesifieke kleur. Daar's 'n klomp wit van, gooi toner by. En dan kry hy 'n spesifieke kleur. En dis jy. En dis ek. Hy het my gemaak met 'n spesifieke doel. So hoor mooi wat sê die Here, Dawid was vooraf deur God geposisioneer vir God se koninkrykswerk. Hy het Dawid gekies. Dawid kies hom homself nie. In 1 Samuel 16 verskyn al Isaï se seuns voor Samuel,
maar nie een van hulle het die God gegewe karakter en persoonlikheid en geloof vir hierdie roeping nie. Hoor maar, al hierdie seuns van Isai. Samuel sit daar, en die oudste seun kom aan. En kyk, hierdie ou moes 'n statuur gehad, want jy moet onthou, 2 van hy seuns was klaar in die weermag van Saul. En hier kom hierdie ou aan, 'n regte soldaat. En Samuel sien hom, en wat doen Samuel se menslike oë? Ja, hier is die ou. Dit kan net hy wees. Here, hierdie ou hy gaan Israel vat hoor. Dus jy by die Here kom te sê, waarna kyk jy Samuel? Want wat jy sien, is nie wat ek sien nie. Jy kyk na die uiterlike. Jy kyk met jou oë. Maar ek kyk na die hart. Ek kyk na die karakter. Daar is 'n klomp seuns in daai huis, en elke een van hulle kom by Samuel verby, en elke keer as ou Samuel dink, dis hy. Dan sê die Here, dis nie hy nie. En uiteindelik is al die seuns klaar. En hy weet nie wat gebeur nie. En dan kom en hy sê vir hom, nie een van hierdie kinders wat voor my verby beweeg nie, is deur God uitgekies om te doen wat God nou wil hê hy moet doen nie. Nie een van hulle nie. Nou julle, hoe werk dit? Dieselfde pa, waarskynlik dieselfde ma, dieselfde huis groot geword, dieselfde opvoeding, dieselfde geestelike inslag, maar al daai seuns loop by Samuel verby en God sê, no thank you. Ek het nie een van hulle gekies nie. Nou Samuel sit hy daar en dink aan die Here, wat gaan nou hier aan? Nou sê in vers 11, is dit al u seuns? Want die Here het nie een van hulle uitverkies nie. Die Here het nie een van hulle uitverkies nie. Vers 16. En hy sê, die kleinste. Nou julle, die kleinste is nie noodwendig die kleinste in statuur nie. Dis die geringste, die kleinste in ouderdom. Die jongste, die kleinste. Wat doen God met Samson? Uit die kleinste stam van Israel, het ek vir jou laasweek gesê, wek God die sterkste man in Israel op. Het God nie 'n lekker sin vir humor nie, okay? Uit die kleinste stam van Israel dan, wek God die sterkste man op. Wat doen God hier? Hy vat die kleinste, hy vat die jongste, hy vat die odd one out, want hulle het nie eens gedink om arme ou Dawid vir die partytjie te nooi nie. Want hy moet die skape oppas. Dis eintlik al waarvoor hy goed genoeg was. Okay? En dalk het hulle hom nog so 'n bietjie verfoei ook, want hy's dalk nog so 'n bietjie, hy lyk nog so 'n bietjie, hy speel heeldag met instrumente en weet, ons is daarom warriors. Die Here sê nee, ek het nie een van hulle uitgekies nie. Odd one out, die onwaarskynlikste, die geringste is nog oor. En kyk, hy pas skape op. So wat was sy werk? 'n wagter. Hy pas skape op. Toe sê Samuel, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie, vers 12. Daarop het hy gestuur en hom laat haal, en hy was rooierig met mooi oë en 'n mooi voorkoms, en die Here sê, staan op. Salf hom, want dit, hoor jy die woorde, is hy. Wat is hy? Jy staan miskien waar jy is vandag, en die wêreld kyk na jou, en jy is die odd one out, jy is die geringste. Maar God sê, dis jy. Dis jy. Here, ek het nie die geleerdheid nie. Ag Here, ek sukkel nog om Engels ook te praat. Kom aan. Here, ek is nie so slim soos hierdie ander mense nie. Al wat ek ken, Here, is hierdie ou stinkskape. En die goed so balhorig. Net soos die gemeente. Daar is 'n paar wat wakker is. Hulle luister nie altyd nie. Ja, gesin 'n klomp skape, hoe maal hulle? Jy. Dis hy. Dis hy.
Dis die een, jy dink nie so, dis hy. Ja, hy's mooi, hy het blou oë, hy het 'n bietjie rooierige hare. Wat is hy? So Martin, jy moet te veel worry as hy dogtertjie rooi hare het nie, hoor. Dis hy, dis sy. Ek het hom gekies. Daarop het hy gestuur en laat hom al staan op, salf hom, van dis hy. Ek wil jy moet mooi verstaan vanmôre, God kyk vanmôre deur hierdie gehoor. Hy kyk na jou. Want hier sit niemand vanmôre hier wat nie 'n spesifieke calling in jou lewe het nie. Niemand. Jy het 'n mamma en 'n pappa. Jy kom deur 'n lewenspad in jou kinderdae met 'n spesifieke doel. Ek het nou die dag vir 'n kind hier gebid. 'n Blanke seentjie wat in Soshanguve bly. Hoekom is hy daar? Daar gaan 'n dag kom waar daai kind gaan tot by God uitkom. En God gaan hom gebruik. Hy's vlot in soet. Die Here gaan daai seun gebruik om sy koninkryk uit te bou. Tussen mense wat ek en jy moeilik kan bereik omdat nie hulle taal kan praat nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? God het 'n plan met jou lewe en elke een van ons. Ek glo nie Dawid het dit verwag nie. Hy het net maar daar van die veld af gekom, met hom seker net maar skoon aangetrek vir die ete. Maar hoor wat sê Dawid in Psalm 139, want iets raak vir Dawid duidelik. Hy sê, want u het my niere gevorm, my in my moeder skoot geweef. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die diepte van die aarde. Hoor nou, u, o Here, het my ongevormde klomp gesien en in u boek is hulle almal opgeskrywe. Wat is in God se boek opgeskrywe? Daar's 'n dubbelpunt daar. En 'n dubbelpunt verduidelik na die punte wat voor die punt gesê word. Wat is opgeskrywe in God se boek? Hy sê, daar my lewensjare, God se plan met my lewe, God se doel met my lewe, dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar dan is u gedagtes, u planne, u doel, o God, vir my lewe. Hoe geweldig is die volle som nie, man. Kan jy sien, voordat jou klomp nog daar was, jou ongevormde klomp, het die Here jou gesien. Hy het geweet hoe Dawid gaan lyk. Hy het verstaan wat Dawid nodig gaan hê. Hy het hom toebedeel met die regte fisiese krag. Hy het hom groot gemaak in die regte proses. God het hom gekies, omdat die Here se keuse is. Net so kies hy my en jou. Hy het jou gekies. Hy het jou gemaak. Maar ons probleem is ons besef dit nie en ons voeter net elke dag aan in hierdie lewe. Is mos lekker om by Absa Bank te werk. Ja, jy moet by Absa Bank werk want dis nou waar jy is, maar jy moet bietjie meer aan die koninkryk dink terwyl jy by Standard Bank of Absa of Netbank of wie ook al, by BMW of by Nissan of by Ford of waar jy ook al werk, kind van die Here. Die koninkryk altyd eerste. Hoor jy wat ek sê? Die koninkryk altyd eerste. En God kan jou gebruik. Nee, maar pastoor, ek is almal moeg as ek daar van die werk afkom. Ek het nog tyd om iets te doen nie. Glo my, ons is almal moeg. Ek het gisteraand nog 9:30 gesit in WhatsApp stuk net in die hoop dat iewers ter een van hierdie goed wat ek hier gaan sê, gaan iemand se gedagtes oopmaak en met iemand praat en sê, hoor die Here, dis dit. Ek het eers gaan voorberei, my voorbereiding klaar gekry en daarna het ek gesit tot laat in die aand, net om mense uiteindelik by God uit te bring. Jy kan dit ook mos doen. Ons probleem is ons ken nie die woord nie. Ons probleem is ons verstaan nie, God wil my gebruik nie. Die Here wil jou gebruik.
Maar hoor wat ek vandag vir jou sê, nooit in veroordeling nie, altyd in liefde. Want die liefde bedek alles, die liefde hoop alles, die liefde verdra alles, die liefde kan nooit vergaan nie. Moenie kyk na mense soos jy hulle sien nie, kyk na wat God in daardie persoon sien. As 'n man wat ek elke dag by verbyry, want hy's op my pad, ek gaan een of ander tyd, gaan ek met hom en sy vrou sit, want ek lê al lankal op my hart. En net so van my verbyry by hom, het ek klaar gesien iets in sy lewe, en ek gaan die dag as ek met hom gaan sit, is dit die pad wat ek met hom gaan loop. Ek het gesien, hy's geweldig lief vir motorfietsse. Hoe weet jy dit? Want in daai 30 sekondes, 14, 15 sekondes wat ek daar staan by die robot, het ek elke keer sy reaksie dopgehou as daar 'n man intrek met 'n GS 1200 of 'n Harley Davidson of 'n groot streetbike. Hy sal met geen ou in 'n kar praat nie, maar hy praat met elke ou op 'n motorfiets. Hy het 'n liefde vir 'n motorfiets. Dink dit is daai ou 'n lekker motorfiets het. En ons kan hom gebruik onder hierdie wille manne. Om eers by God uitkry, het ons dan nou eers bietjie daai ding skoon kry ook, né? Want daar's 'n paar goed daar moet gebeur. En dan gebruik waar hy 'n verskil kan gaan maak. Want iewers in sy lewenspad het hy goed geleer. Luister, kind van die Here. Dawid sê, hierdie volle som van God se gedagtes is so groot, ek kan dit nie bepaal nie. Dis te wonderbaar vir my. Ons kan nie en ons mag nie God se planne vir ons lewe mis nie. Moenie. U sal vra, hoe weet ek dit? Wat brand vandag? Hoe weet jy God het 'n plan? Weet jy almal wat hier sit? Hier is iets wat brand. Weet jy, ek sit so onbekeerd soos 'n klip in die kerk. En dan preek pastoor Justice Beetge. Dan sit ek dan en dink ek, Jesus Here, ek kom nou uit 'n kerk uit. Daar's bordjies aan die buitekant van die kerk wat sê stil kerk. So jy mag niks sê nie, mag niks deelneem nie. Shut your mouth, zip your mouth. Okay? En daar word ek groot. En die enigste predikant wat ooit iets gesê het wat my lewe so geraak het, toe hy vir die mense vra, as die Here vandag moet kom, wie van julle gaan hemel toe, gaan staan op jou voete? Toe sit daar oor die 450 mense in die banke en net 10 ou mense staan op en sê ons gaan hemel toe. Ek kyk dit so en ek kan ook nie opstaan nie. Want ek is nie seker ek gaan hemel toe nie. En ek dog by myself, wie is elke Sondag in die kerk? Hoe weet jy nie of jy hemel toe gaan? Al hierdie mense, hulle sit hier, hulle gaan nie hemel toe nie. Wat soek hulle hier? Net hierdie ou 10 ou mense. Soos die kerk is die hemel vol ou mense. Ek dog, ag Here, help ons. Want daai tyd was ek jonk man, ek was vroeg in die 20's. En weet jy wat doen hulle met die predikant? 3 maande daarna toe sy geskort. Wie gee hom die reg om vir ons te vra wie gaan hemel toe? Hy het die volste reg. Hy het my wakker gemaak. Hy het my laat besef. So kyk mooi, kind van die Here. God, weet dan sit ek in die kerk en luister ek om Justice preek en dink ek, joe, ek sal hom like om so te kan preek soos daai oom preek. Ek sê nie daar vir myself, hoor jy moet 'n predikant word nie. Nee, nie daai een nie, maar ek sal hom like om so te kan preek. Julle, ek kan nie 'n grappie op 'n troue vertel nie. As ek Sondag vir Sondag in die diens, dan kniel ek uit tot by die boedelingsbank, ek kom huil my hart voor die Here uit, ek maak reg met die Here, en as ek terug, Saterdag aand, Blaps van Babsfontein. Voeter net voort. Tot op 'n dag, dat die Here vir my gesê het, waarom sê jy vir my, Here, Here, maar jy wil nie doen, wat ek vir jou sê nie. En op ou Kersaand 1981, toe gryp die duiwel my in my keel en hy verwrig my. En daardie nag in 'n groot huis op die Landbou College in Nelspruit, dat ek nie asem kan kry nie. En vir die eerste keer het ek 'n behoefte om net op die trappie van 'n kerk te gaan sit. En vir die Here te sê, Here, ek is jammer. En ek bel pastoor Justice.
Ek maak aan hom 'n belofte dat ek oor 2 weke as ek terug in Pretoria, dan sal ek my laat doop. En ek sal my hart vir die Here gee. 2 weke gaan verby, hy keer my voor, hy sê, wanneer gaan jy doen wat jy gesê het jy gaan doen? Weet jy wat sê ek vir hom? Want toe is ek mos nou okay, die duiwel is nie meer op my keel nie. Ek sê, ek sal wag tot die Heilige Gees my lei. Hy sê, Boeta, jy sien hierdie hande. Ek sê, ja, Amjas. Hy sê, ek was hulle nou in onskuld. En hy vat my agter op my rug en hy druk my by sy voordeur uit en hy sê, gaan. Die dag as jy besluit het om God te dien, dan kom jy terug. En ek is ek is verbaas dat hy my by sy huis uitgooi. En toe ek buitekant loop, toe raak ek bewus, ek is verlore, daai selfde gevoel wat ek in Nelspruit ervaar het. En ek hardloop terug en ek klop aan die deur en hy maak dit nie oop nie. Hier na die 3de, 4de keer toe ek desperaat roep, toe sê hy, wat wil jy hê? Ek het jou gesê, as jy reg is, kom jy terug. Ek sê, oom, ek is nou reg. Hy sê, nee, ek glo jou nie. Nadat ek hom gesmeek het, maak hy die deur oop. Hy sê, nou is jy reg. Buig. Vra die Here, ek wil hoor hoe bely jy sonde. En daai aand gee ek my hart vir die Here. En draai God my lewe om. Nooit geweet, ek sal die plek loop wat hy geloop het nie. Ek het sy posisie in die gemeente oorgeneem, jare daarna. Ek het sy posisie by hoofkantoor oorgeneem, 2 keer, jare daarna. Het ek het geweet, nee, wat brand hier? Wat brand hier? Here, ek kan ou mense bedien. Ek het 'n liefde vir kinders, wat brand hier? Wat weet jy vandag? Wat brand hier? Sê Moses nie vir God, maak my U weë bekend nie. Wys my, Here. Ons weet nie wat ons vra nie. Julle het nie, want julle vra nie. En dan begin Dawid sy amptelike roeping en sy amptelike uitleef van sy lewe. 1 Samuel 16:13. En van die dag af en verder, kyk mooi, het die gees van die Here oor Dawid vaardig geword. Wat is die eerste ding wat met Samson gebeur? Dat die gees van die Here raak oor Samson vaardig. So as jy regtig wil weet wat jy vir God moet doen, kry God se gees in jou. Begin God vra vir sy gees. Begin God vra om jou toe te bedeel met die krag uit die hoogte, sodat jy kan weet wat jy moet doen. Hoor dat sê in Samuel 16b. En van die dag af het die gees van die Here oor Dawid gekom. Die olie, die salwing was die bevestiging. Die Heilige Gees salwing was die bekragtiging. So met ander, hulle salf hom met olie, dis die bevestiging, maar die Heilige Gees krag is sy bekragtiging. Net so Samson gee God sy Heilige Gees ook aan Dawid om die werk te gaan doen waarvoor God hom voorbeskik het. Ons opdrag is, maak disippels, gaan, doop hulle en leer hulle. En daarvoor het God sy Heilige Gees op die dag van Pinkster uitgestort, dat elke gelowige hierdie opdrag in sy lewe kan deurvoer. God het jou geroep om die wêreld te gaan bereik. God het ons saamgesit om sy evangelie uit te brei. Hier is Dawid nou, gesalf as koning, maar hoor my mooi, hy is gesalf as koning, maar hy is nog nie gekroon as koning nie. Is julle by my? Hy het die salwing, maar hy het nog nie die kroon nie. Hy het nog nie 'n pad, hy het nog 'n pad om te loop. Hy het nog nie gearriveer om die kroon te kan dra nie. Daar's nog so 'n paar beproewinge waardeur ou Dawid moet gaan. Hy kom agter die skape uit om eventueel hierdie belofte van God te vervul. Weet jy, dit is 'n ou se grootste probleem. Jy voel hier wat die Here vir jou sê, maar jy weet nie hoe om uit te kom nie. Jy weet nie. Jy weet die Here sê vir jou doen dit, maar jy weet nie hoe gaan ek dit regkry nie. Here, ek het nie die geld nie, ek het nie die geleerdheid nie, ek het nie die geleenthede nie. Die Here weet. Ek wil jy moet dit vanmôre verstaan. Hoor wat sê die woord van die Here in Spreuke 16 vers 9. Die hart van die mens, sê bietjie my hart, is julle nog hier? Die hart van die mens dink sy weg uit. So wat dink jou weg uit?
Die hart van die mens. Die hart van, ek het nie geweet jou hart kan dink nie. Die Bybel sê dit. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar dan kry jy die woordjie maar. Maar die Here rig sy voetstappe. So ek en jy dink ons plan uit. Ek en jy dink ons weg uit. Here, ek gaan nog baie ryk word. Ek gaan nog besighede begin. Here, ek gaan nog dit doen. Ek gaan nog dat doen. Maar God het jou geroep en jy weet hy het jou geroep. Hy het jou gered en jy weet hy het jou gered. En nou is jy op pad heen en terwyl jy lewe, dink jy maar wat jy kan doen en jy loop waar jy kan loop. Maar God sê ek rig jou voetstappe. Hoekom? Want hy het 'n beplanning vir jou lewe. Hy gaan jou bring waar God wil hê jy moet wees, kind van die Here, maar dit gaan 'n prys kos. As jy sê hier is ek, dan gaan dit gebeur. Dawid kom agter die skape weg, hy het nie geweet hoe gaan hy 'n koning word nie, hy het nie geweet hoe gaan hy daar uitkom nie, en dit is baie keer ons vraag ook, hoe kom ek op die plek waar ek moet wees, om God se doel vir my lewe te vervul? Die Here sê, jy beplan, ek rig. Hoor as in Psalm 17 vers 5. My gange het vasgehou aan u spore, my voetstappe het nie gewankel nie. Wat sê daai skrif? Dit wat jy ervaar God sê vir jou, begin dit doen. Begin dit net doen. Begin dit net doen. Dit is een klein tree. Maar die oomblik wanneer jy uit die boot uit klim, kan jy op die water loop. OK? Jy gaan nie op die water loop as jy nie uit die boot uit klim nie. Ten opsigte van, of tog ten spyte van Dawid se getrouheid aan God en God se plan vir sy lewe, raak Dawid se pad vir 'n tyd geblok. So kan jy sien, Dawid sit nie met 'n blokkasie in sy lewe as gevolg van sonde nie. Dawid sit met 'n blokkasie in sy lewe as gevolg van voorbereiding. Samson was voorbereid, maar sonde affekteer hom. Dawid is naby God, hy leef in God, maar hy het nog steeds voorbereiding om deur te gaan. Hoor dat sê 1 Samuel 16 vers 14 tot 16, maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Toe sê die dienaars, laat ons Heer net sê, en u dienaars wat voor u staan sal 'n man soek wat op die siter kan speel, en as die bose gees oor u is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter word met u. En een van die dienaars wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, ek het 'n seun van Isaï gesien wat kan speel, en hy is 'n dapper held, en hy is 'n krygsman, en hy is wel ter tale, en hy is mooi gebou, en die laaste een is, die Here is met hom. Hier's 'n getuienis van Dawid in die paleis van die koning, terwyl Dawid agter die skape sit. Ja, hy's gesalf, maar hy's nog nie gekroon nie. Hy sit daar. Hoe kom ek van die skape tot in die paleis? En wat gebeur hier? God gebruik omstandighede. Hier's ou Saul wat die Here verlaat het, wat die gees van God het hom ook verlaat, omdat hy die Here verlaat het. En hier kom die bose geeste en dit tormenteer vir Saul, en die mense om Saul sien dit en hulle sê, hoor, so, kom ons soek iemand wat speel op 'n siter, en wanneer jy so voel, dan speel hy, sal die bose gees, dan staan daar 'n man op. God het daai man geposisioneer. Hy was daar op die regte tyd vir die regte oomblik. Hy sê, ek ken niemand. Koning, ek het so ou, dis 'n jong man, hy is mooi man. Kyk in hierdie ou, hy's sterk, hy's 'n dapper held. Hy het blou oë, hy het rooi hare, maar hy's 'n mooi ou. Maar bo alles, Here, koning, God is met hom. So as hierdie bose gees kom, die Here is met hierdie ou, so hy gaan speel met 'n salwing, hy gaan nie speel met 'n gawe nie, hy gaan nie speel met 'n talent nie, hy gaan speel met sy gawe, die krag van God se gees, soos ons vanmôre gehoor het hierdie jong mense en hierdie mense doen nie. Gaan haal hom. Ek het hom nodig. So wat doen God? God rig Dawid se voetstappe van agter die skape af voor Saul. En weet jy wat sê die Bybel? Hy sê, en Saul het hierdie man innig lief gekry. Maar toe kom die duiwel en wat doen hy? Hy sit jaloesie in Dawid in Saul se hart.
Weet jy, die koning Saul vat hom en hy maak hom die leerowerste. Hy maak hom 'n leerowerste oor 'n klomp soldate. En die Bybel sê in elke oorlog wat Dawid voer, wen hy. En dan kom hy terug en almal sien, hoor die Here is met hierdie ou. Tot op 'n dag het Goliat opstaan. Eintlik voor dit het Goliat opgestaan, het Goliat verslaan en daarna word hy die leerowerste en hy verslaan sy vyande. En elke keer as hy terugkom van 'n veldslag af, weet jy wat gebeur? Al die tannies in die dorpe, sê die Bybel, al die dames in die dorpe, in die stede, hulle gaan uit met hulle tamboeryne en hulle sing 'n lied. Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. En skielik kry ou Saul 'n paar olifantore. Okay, en hulle raak so groot. En al wat hy hoor is, ek het 1000 verslaan, maar hierdie man is meer as ek. Hy het 10.000 verslaan. En die Bybel sê, en toe begin die moeilikheid in Dawid se lewe. En hy word vervolg. En daar's 10 dinge wat jy nou moet leer. My tyd haal in. Die eerste plek waarheen Dawid vlug, is 'n plek met die naam van Nob. N-O-B. Nob beteken high place. So luister mooi. Die tweede plek waarheen hy vlug is Gat. Gat beteken parskyp. So hy gaan eers na die plek waar die tabernakel staan. Dis waar hy hom kry, die high place. God is nie altyd op die hoogtes nie. Maar God vat hom van daar af parskyp toe. Hoekom? Is dit maar die pad wat Jesus ook geloop het nie? Waar hy homself kon ontledig. Die derde plek waar hy hom kry, en julle kan met die skrifte gaan kyk, gaan lees maar net dan 1 Samuel 21 en 22, as die spilonk van Adullam. Dis 'n toevlug, dis 'n skuiling, en Dawid vind hier 'n veilige skuilplek. Die vierde plek waar hy hom kry is Mispa, wat beteken uitsigtoring. Die 5de plek is die bos van Jeret, wat beteken skerp, soos die son. Die profeet sê vir hom hierso, ek gaan nou vir jou sê wat beteken. Die volgende een is Keilah, ommuurde stad, is 'n vesting, is 'n versterkte dorp, en die 7de een is die woestyn Sif, en dan kry jy hom in die 8ste een in Hores, en dan kom eers die draaipunt in Dawid se lewe, in 1 Samuel 23, in die woestyn van Sin, toe hy by die rots van skeiding kom. God vat hom op 'n pad. En wat wil God vir ons sê vanmôre? Sy hele tienerloopbaan het God hom voorberei vir die bediening. Maar God kom op 'n plek wat God sê, ek breek elke high place in jou lewe af. God kan nie werk met hoogmoed nie. God kan ook nie werk met godsdienstgees nie. Maar God vat hom op 'n plek waar die Here vir hom sê, ek sal met jou wees. Dan gaan hy na Gat toe, die parskyp. Almal in Gat het gehoor van God se doel met Dawid. En wat doen hulle? Vrees pak Dawid beet. En daar moet hy homself malhou om uit die hand van die vyand uit te kom. Dawid moet begin dink buite die boks. Dawid moet begin verstaan, mense gaan nie altyd vir jou aanvaar nie. Dawid moet gaan verstaan, ek wil jou leer Dawid, trap hierdie parskyp. Die 4de een is Adullam. Ek het 'n klomp goed hier op elke een, ek gaan dit nie nou vir jou kan gee nie. Wat beteken Adullam? Dis 'n skuilplek. Weet jy wat gebeur hier? Die Bybel sê 400 manne sluit by Dawid aan daar. En al 400 van hulle gebroke mense. Hy sê elkeen wat in benoudheid is, elkeen wat vlug vir 'n skuldeiser, en elkeen wat verbitterd en seer gemaak was, kom by Dawid en hulle sluit by Dawid aan. En Dawid bou sy eerste weermag met Adwans out, stikkende mense. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy voel stikken.
Jy voel vanmôre verslaan. Jy hart loop dalk weg vir hierdie wêreld. Maar God kan jou gebruik. En weet jy wat leer die Here vir Dawid? Dawid, moenie kyk na die sonde van mense nie. Moenie kyk na die verkeerdheid in mense nie. Moenie kyk na die stikkinheid in mense nie. Maar vat die wat ek stuur, sodat ek jou kan help waar jy is. En dan beweeg hy na Mispa, 'n wagtoring, uit sy uitkykplek. Hy sê vir Dawid, kyk na die groter prent. Sien wat ek sien. En Dawid kon nie sien wat God sien voordat hy nie in Mispa gekom het nie. Hy moes daardie pad loop. En dan kom hy verder in die bos van Eret. Hier's nie 'n pad nie. Wat doen hy hier? Hier kruip hy weg. God sê vir hom, hou op wegkruip. Gaan na die stad Juda. Gaan na jou land, waarvoor ek jou as koning sal aanstel. Hoeveel mense kruip weg as gevolg van pyn, as gevolg van seer, as gevolg van mislukking, as gevolg van verwerping. Die Here sê, keer terug na jou grondgebied en vat jou grondgebied terug. Ons het dit vanoggend gesing. Vat jou grondgebied terug. En dan gaan hy aan na Keilah, die ommuurde stad. En die Here sê vir hom hierso, weet jy wat doen hy? Die Filistyne val die stad in en die Here sê vir Dawid, gaan maak skoon hy stad. En hy wen die Filistyne vir die stad van Mispa. En Saul hoor dit en Saul kom. En Dawid gaan na die Here toe en hy sê, Here, sal Saul tot hier kom? Die Here sê, hy gaan kom tot hier. En Dawid vra weer die priester, hy sê vir hom, moet ek vlug hier, so gaan hierdie mense my uitlewer of gaan hulle my beskerm? En die Here sê, vlug, hulle gaan jou uitlewer. Ek wil jy moet vanmôre iets verstaan. In jou roeping gaan mense jou in die rug steek. In jou roeping gaan mense teen jou draai. In jou roeping gaan almal nie altyd agter jou staan nie. Al het jy vir hulle goed gedoen. Wie van julle het al goed vir iemand gedoen? Dan kyk jy terug en sien jy, ja, wat doen hierdie ou nou aan my? Kom aan, wie van julle het al daai ene beleef? Ek het al. Dan kyk jy terug en sê, wat het hierdie ou nou aan my gedoen? Hoekom doen hy dit? Ek was goed vir hom, hoekom doen hy dit? Hier, mispakkie. En die volgende enetjie, daai bos van die Eret, jy's daar. Hoekom? Want die Here wil jou leer. Ek wil afsluit by Hores. Hy sit daar by Hores. En hier kom Jonathan na hom toe. Uit die blou tyd. En Jonathan sê vir hom, Dawid, ek weet, die volk weet, my pa weet, God gaan jou koning maak. Moenie vaskyk teen jou vlugtelingstatus nie. Moenie vaskyk waar jy nou is nie. Kyk vorentoe, want God gaan jou daar uitbring. Hy gaan jou daar uitbring. Ek praat gister met een van die dames by die bejaardes. En weet jy wat sê sy vir my? Ek het 'n pad geloop. Julle ken nie my pad nie. Maar nou dat ek terugkyk, weet ek, op elke pad, op elke plek waar ek gekom het, het God met my gewerk om my te bring waar ek vandag is. Julle, dis wat Dawid doen. Uiteindelik bring die Here hom in die woestyn waar niks is nie. En daar gee die Here vir hom die rots van skeiding. Toe dit oor en out is en Saul Dawid kry, toe is daar geen kans dat Dawid kan ontvlug nie. Toe werk God 'n bevryding. En van daai dag af draai Dawid se lewe. En jy kry hom van die rots van skeiding af by En-Gedi, wat oorvloed water en veiding en kos en rus het. En die Here sê vir hom, nou is jy reg. Nou verstaan jy, deur al hierdie tyd was ek met jou. Ek sal jou lei. So wat was sy struikelblokke op sy pad? Dit was beproewinge van voorbereiding vir sy roeping. So miskien is jy vanmôre op jou pad iewers. Jy weet nie hoe jy daar gaan uitkom nie. Ek is op 'n plek daar. As goed wat in my hart brand vir baie jare rondom herlewing. Ek het goed gedoen, goed probeer.
Maar daai passie brand steeds in my hart vir hierdie land. Maar ek weet nie of ek daar gaan uitkom nie. Al wat ek weet is, ek gaan daar uitkom. Met God se hulp. En dalk loop ek nou al hierdie goed wat hierdie ou geloop het. En dalk loop jy met die goed wat Dawid hier geloop het, na die plekke toe. Hy gaan jou gebruik, as jy gewillig is. Is daar vanmôre iemand hier wat sê, Here, gebruik my. Ek kan nie weet hoe nie, ek kan nie sien hoe ek daar gaan uitkom nie. Al wat ek vanmôre verstaan is, U het my geroep vir 'n werk soos hierdie. En ek gaan nie vra om met my te wees. As daar iemand, as môre hand het opgaan, as daar nog iemand sê, Here, gebruik my, waar U wil en soos U wil. Kom ons staan op ons voete en dan hou jou hand hoog op terwyl jy sê, Here, gebruik my. Ek wil iets vir God doen, in Jesus se naam. Vader, ek kom vanmôre voor die troon en elkeen van ons, Here, sit met hierdie roeping wat individueel op elkeen se lewe is. En Here, ons verstaan nie altyd hoe dit goed gebeur en waarom goed gebeur nie, en Dawid het dit ook nie verstaan nie, hy is dan gesalf, maar hy was nog nie gekroon nie. En Here, tussen sy salwing en die kroon, was daar eers 'n stuk voorbereidingspad wat hy moes loop. En ons sien, Hemelse Vader, hierdie gewellige stryd waardeur hy kom. Ons sien, Here, hoe dat Saul hom probeer doodmaak, keer op keer hoe hy hom agtervolg. Ons sien hoe hy moes vlug, Hemelse Vader, en uiteindelik sy ouers, Here, en sy broers op 'n plek bring waar hulle veilig kan wees. Sy ouers, hy sit hulle daar by die koning van Moab en hy sê, asseblief kyk na my ouers, want hulle is oud, hulle kan nie saam met my trek waar ek gaan nie. En dan los hulle in daardie sorg. En Here, dikwels moet ons ook besef dat ons los ook ander dinge, Here, in die sorg van iemand anders wat ons kan vertrou. Maar Here, vanmôre kyk ek en ek wil bid, Here, en vir U vra, help ons om te verstaan dat elkeen van ons geroep is met 'n spesifieke doel. En dat U elkeen van ons wil gebruik in daardie doel. En Here, dat ons lewe heilig moet hou soos Dawid dit heilig gehou het, Here, om te verstaan dat elke dag van ons lewe is in die boek opgeskrywe en elke dag is 'n dag van wat wonderbaar is, Here. Al verstaan ons nie waardeur ons gaan en hoekom ons daardeur gaan nie. Al wat ons weet is, Here, ons beplan ons weë, maar God rig ons voetstappe. En ek wil bid, Here, rig my voetstappe om te doen wat U wil hê ek moet doen. En rig U, Hemelse Vader, elkeen vanmôre se voetstappe wat in hierdie saal sit, en besonder hulle wat hulle hande opgesteek het om te sê, Here, help my, lei my en gee my genade om uit te kom op die plek waar U wil hê ek moet wees, in Jesus se naam. En ek dank U daarvoor, Vader. En die volk van die Here sê amen. Gaan in sy vrede en sy liefde. Wat het God jou mee geskep? Wat het God jou mee geskep? Met 'n doel. Sê dit, met 'n doel. Gaan met sy doel uit en gaan bereik dit wat God wil doen in Jesus naam.